where is your sting? You're conquered by the King. He's a resurrected one, shining like the sun. He's breaking through the fear. Yeah, yeah. Victory is here. Victory is here now. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's celebrate. Let's make some noise. Yeah. Jesus is alive. He's alive. Resurrected one. Resurrected one, Shining like the shining sun. like the sun, Breaking through the fear. breaking through the fear. Victory is Victory here. is here. Victory is here now. Jesus be lifted high. We serve a risen Savior. Jesus risen. He's risen. Oh yes, He is. He's glorified. Risen. He's risen. King Jesus is risen. He's risen. forever glorified. Our God is risen. He's risen. King Jesus. King Jesus is alive. We celebrate the King of Kings. Jesus is alive. He's Yes, He alive. Oh yeah. Oh yeah. Let's sing this together. He's The same power. Here we go. The same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Oh, Same power. same power that crushed the enemy. It's the same power. Same power. Same power. Same power. Woo. Same power lives in me. Same power. Same power That crushed the enemy. Oh, the same power. The same power. It lives. Same power lives in me. Make some noise. Let's celebrate. Jesus is alive, forever risen, seated with all glory. Hey, hey, let's declare it. He's risen. 1, 2, 3, say risen. He's risen. Forever glorified. Risen. He's risen. King Jesus. He is alive. Oh, Hallelujah. hallelujah. Oh, Hallelujah. He's alive. He's alive. He's alive. King Jesus is alive. Oh yes, He is. Oh, yes, He is. He's alive. He's alive. He lives. Jesus is alive. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Oh yes, He Kom, is. halleluja in ons harte. Halleluja in die hemel, op die aarde. Hoekom? Want ons Jesus leef. Amen. Neem gou u Bybel saam met my, dan blaai u saam met my na die boek van Matteus. Ek wil vir ons 'n gedeelte lees in Matteus hoofstuk 28. Matteus hoofstuk 28 en ons gaan lees van vers 1. Die woord van die Here lees soos volg en hierdie gedeelte handel van na die kruisiging.
Jesus is gekruisig, hulle het sy liggaam geneem en gaan berg, soos ons dit ken, begrawe in die graf. En hierdie is 3 dae nadat sy begrafnis plaasgevind het, na sy kruis. Lees saam met my vers 1, hy lees as volg, hy sê, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. Vers 2, en daar kom 'n groot aardbewing. Sê saam met my, 'n groot aardbewing. Hy sê, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen op die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Net voor ons aangaan, wat gebeur hier? 'n Engel van die Here openbaar homself aan hulle. Die woord van die Here sê die wagte het so geskrik dat hulle soos dooies geword het. Het jy al so geskrik? Ons het 'n spreekwoord wat sê jy skrik jou wind uit. Ek dink hulle het meer as net hulle wind uitgeskrik. Hulle het soos dooies geword. En hou in gedagte, dit is net vir die openbaring van 'n engel van God. Dis nie eers Jesus Christus nie. En die engele kan nie vergelyk word met God se grootheid, met sy krag en met sy heerlikheid nie. Amen. En as die vlees so reageer vir 'n engel wat openbaar, hoe sal die vlees reageer as Jesus opstaan in ons lewens? Kom ons lees verder, vers 5 sê, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. En let nou op hierdie vers 6, die kern. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Hy is nie meer hier nie, hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Jesus het gesê, hy sal neerdaal in die doderyk. As jy 'n teken soek, kyk na die teken van Jona, gebruik die woord van die Here die voorbeeld. Hy sê 3 dae sal hy afdaal, hy sal die dood oorwin en hy sal opstaan. Hy sal die tempel herbou in 3 dae, God se woord. En hier sien ons dit tot werklikheid kom. Jesus kom, hy oorwin die dood en hy lewe. Voordat hulle ons gaan bedien vanmôre in hierdie journey wat ons met u gaan stap vandag, van die eerste lied af tot by die einde, wil ek hê u moet in die gedagtes hou, daardie oggend toe Maria Magdalena en haar vriendin na die graf toe gaan, het hulle verwagting gehad om Jesus nog in die graf te sien. Voor dit het hulle nie geweet dat Jesus uit die dood uit gaan opstaan nie. Hy het dit gesê, maar hulle het nie die openbaring ontvang nie. So hulle gaan om te gaan ween. En hulle kom by die graf en die graf is leeg. Daar's van ons vandag wat dalk dooie situasies in ons lewe het. Daar's omstandighede wat mag blyk soos 'n graf en dit is dood. Die woord van God sê, hy is nie meer hier nie. En deur hierdie loop van vanoggend, mag die gees van die Here met elkeen stil staan. Mag die gees van die Here, wat Jesus uit die dode uit opgewek het, ook jou dooie omstandighede, situasie, opwek en lewend maak, in Jesus naam. Sê saam met my, die God wat ek dien, is tot alles in staat. Nie dood nie, nie engele nie, nie demone nie, nie verlede nie, nie toekomstige dinge, kan verhoed, dat God opstaan nie. Hy lewe. So hou dit in jou gedagte, en laat die woord vandag tot u spreek. Amen. They thought that he would be gone for sure. They thought that he would be gone forever. And
would not come back anymore. They put him deep in the grave and left him. They put him deep in the grave and went. They put him deep in the grave and left him, and never thought they would see him again. Never would see him again. Then just like he said, he would rise from the dead. He's alive with glory forever. Just like he said, he would rise from the dead. He's alive with glory forever. Yeah, 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 I believe it. Yeah, 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 it is true. Yeah, 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 I believe it. Just like he said he would do, he would do. Just like he said he would do. No one believed he would be returning. No one believed, didn't want to know. No one believed he would be returning. How could this ever be so? But then one day all the angels shouted. But then one day all across the sky. But then one day all the angels shouted. He who was dead in the grave is alive. He who was dead is alive. Christ said, prepare yourself to be amazed. Destroy this temple and I will raise it in only 3 days. Yeah! Just like he said, rise from the dead. He's alive, glory forever. He's alive. Just like he said, rise from the dead. He's alive, glory forever. Yeah, 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 I believe it. Yeah, 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 it is true. Yeah, 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 I believe it. Just like he said he would do, he would do. Just like he said he would do. Come on. Just like he said, he would rise from the dead. He's alive with glory forever. Just like he said, he would rise from the dead. He's alive with glory forever. Yeah, 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 I believe it. Come on. Yeah, 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 it is true. Yeah, 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 I believe it. Just like he said he would do, he would do. Just like he said he would do. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw
broeders en susters. Is julle bly om hier te wees? Wat vier ons vandag? Is julle bly oor die opstanding? Jesus het die dood, die graf en die hel oorwin. En dit maak ons oorwinnaars. Want al sterf ons, weet ons lewe vir ewig in Christus. Sê vir my, hoeveel feeste is daar? 7! Kyk, daar is 7 feeste. Ek soek die eerste fees, wat is sy naam? Passover, Paasfees. Paasfees en ongesuurde brode gaan saam. Okay, hulle begin saam. Ongesuurde brode, kom ons kyk, vir hoe lank vier ons die ongesuurde brode? 7 dae, hier is ons. Wat is die derde fees? First fruit. Nee, julle het gesukkel met hierdie een. Kyk, die eerstelings Gersfees. Eerstelings Gersfees. Kyk, wat is die vierde fees? Pinksterfees. Kyk, Pinkster, Nuwe Testament. Ou Testament, wat is sy naam? So die fees van weke. Dit is sy naam. Ou Testament, fees van weke. Daar is sy. Reg, kom ons gaan na nommer 5. Trompettefees, trompettefees. Dan, nommer 6. Versoening, die dag van versoening, versoendag. Hy het gesê die loofhuttefees. So dis ons 7 feeste. Mense vra, hoekom vier ons hierdie feeste? Is dit nou maar net die inding? Is dit nou 'n nuwe ding? Ons het nou hierdie goed geleer. Ons sien die kerke praat daarvan, sekere kerke vier dit. Meeste kerke vier die eerste 4 feeste. Okay? Paasfees, opstanding en Pinkster. Die laaste 3 feeste is min kerke wat dit eintlik vier. Nou hoekom doen ons dit? Die feeste is vir ons 'n padkaart. Kom ons gaan terug na die dae toe daar nie selfone was nie. En daar nie GPS was nie. Wat het ons gehad? Padkaart. Jy het 'n boek gekoop vir Gauteng, 'n boek gekoop vir die Oos-Kaap, vir die Wes-Kaap. So dik boek vol padkaarte, né? Nou kom ek sê vir jou, jy moet Jeffreys Bay toe gaan. Wie was al in Jeffreys Bay? Okay, is 'n paar wat al Jeffreys toe was? Okay, maar kom ons sê, jy het geen idee waar Jeffreys Bay is nie. Jy weet nie of dit noord of suid of oos of waar is dit nie. Nou clue. Okay? En ek gee vir jou 'n instruksie. Jy moet Jeffreys Bay toe gaan. En daar kom, is daar 'n huis vir jou en hy kyk so uit oor die see. En jy kan in daai huis bly en alles is voorsien. Jy hoef vir niks te betaal nie. Alles is voorsien. Wie sal gaan? Hansie wil sommer nou gaan. Okay? Die beste van alles is, ek gee vir jou 'n kar. Okay? Ek gee vir jou, ons sal kyk wie wen hy 2 chocolates. Okay? Ek gee vir jou 'n kar, ek gee vir jou geld. Okay? Kan jy nou ry? Jy weet nie waar jy nie. Jy het 'n padkaart nodig, okay? Ek gee vir jou die padkaart, en ek gee vir jou instruksies. Ek sê vir jou, daai Figo van my, dis daarom nie 'n BMW nie, so jy kan maar die Figo vat, okay? Sy tank is so klein, hy gaan jou net halfpad vat. So jy moet halfpad is Koelsberg. Jy moet Koelsberg moet jy aftrek, en jy moet daar by die BP gaan, en jy moet volmaak. Hier is die geld. Dan sal die karretjie jou vat tot in Jeffreys. Okay. So ek gee vir jou instruksies wat om te doen. En ek sê ook vir jou, jy moet ten minste so elke 2 ure stop. Hier's geldjies vir 'n koffie langs die pad en 'n ete. Okay. As jy nou reg om te gaan. Okay. Nou klim jy in die kar en jy kyk hierdie padkaart. Grietjie het gesê ek moet hiernatoe ry, ek moet so ry, ek gaan Bloemfontein gaan ek sien, en dan gaan ek Koelsberg sien, en so gaan ek verder. Okay.
nou ry jy. Maar nou kom jy by Bloemfontein. Nee. En jy kyk hierdie geld en jy sê, man, die pad is nog ver. Kom ons draai 'n bietjie af. Kom ons kyk waarheen gaan hierdie pad. Hier's 'n ander interessante pad. Daar's liggies daar iewers in die verte. Kom ons draai 'n bietjie af en ons gaan soontoe. En jy gaan. Nou is jy nie op die pad wat jy moes wees nie. En jy spandeer 'n paar dae in daai dorpie waar dit ook al mag wees. En dan besluit jy, okay, miskien moet ek terugry. Maar nou weet ek nie waar ek is nie. Want hierdie dorpie is nie op die padkaart nie. Waar jy nou? Nou is ek verlore. Ek weet nie wat ek kan toe nie. Ek het nie op die pad gebly nie. Nou die feeste is vir ons 'n padkaart wat vir ons sê waarheen is ons op pad. Die feeste is nie net 'n herdenking van wat Jesus Christus vir ons gedoen het nie. Dit is 'n padkaart wat vir ons sê, is ek nog op die pad, is ek nog op pad na die plek wat Jesus wil hê ek moet wees. Kom ek wys gou vir julle. Kom ons kyk in die eerste plek. Daar is die 7 feeste. Okay? Hulle word 3 keer 'n jaar gehou. Die eerste paar feeste, Paasfees, Eerstelingsgerfs en ongesuurde brode. Okay? So dit is die feeste wat God ingestel het en hy het 'n paar wette gegee en gesê, jy moet 'n lammetjie vat, jy moet hom slag. Dit is die Paaslam. Jy moet brood bak sonder suurdeeg. Dit is vir die ongesuurde brode. Dan het hy gesê, op die 3de dag, na die Paasfees, moet jy koringare vat. Jy moet 'n bossie koringare vat, en jy moet dit na die tempel bring, en jy moet dit voor die Here as 'n beweegoffer, moet jy dit bring. Okay? Dan, 5 weke later, is die fees van weke. Wat gebeur op die fees van weke? Nuwe Testament. Okay? Fees van weke, wat het daar gebeur? Die Here het, nadat die volk uit Egipte uitgehaal is, het hy hulle by die berg van Sinai gebring, en hy het vir hulle 5 goed gegee. Hy het vir hulle gegee die wet, die offers, die tabernakel, die priesters en die feeste. Hy het vir hulle gesê, dit is hoe julle my moet aanbid. Okay? So dit is wat eintlik gevier word, die fees van weke. Okay. Dan het hy gesê, later in die jaar, is daar 3 feeste wat ook op mekaar volg, die trompettefees. Okay. Dan moet hulle trompette blaas. Okay. Hulle moet die dag van versoening moet hulle vier, en daai dag is 'n dag wanneer hulle hulle vat 2 bokke, die een is die sonnebok, hy word in die wildernis gestuur, en dan die ander bok word gevat en hy word geslag, en sy bloed gaan in die allerheiligste. Okay? Dan, die laaste een is die lekker fees, die loofhuttefees, en die Here sê, vir 7 dae moet jy vrolik wees, en jy slag al hierdie diere, en jy het 'n lekker party, vir 7 dae lank. Okay. Kom ons kyk, Nuwe Testament. Nuwe Testament kom Jesus en hy vervul hierdie feeste. En hy sê vir ons, ek is die Paaslam. Hy is die Paaslam. Jy het nie nodig om weer 'n lammetjie te vat en te slag nie. Hy is die Paaslam wat vir ons gesterf het. Sy bloed reinig ons. Okay? En saam met dit neem hy ons sonde weg. Okay? Suurdeeg word vergelyk met sonde. So ongesuurde brood het nie sonde nie. So ons word vlekkeloos sonder sonde. Jesus kom vervul dit. Okay? Dan die 3de dag, toe hulle besig is om die koringare as 'n beweegoffer te lig, het Jesus opgestaan. Okay, opstanding.
toe word dit opstanding. OK, volg julle my? Fees van weke, Ou Testament, Nuwe Testament word dit, Pinksterfees, wat gebeur? Jesus stort sy gees oor ons almal uit. OK, het sy gees uitgestort. Vervulling van die 4de fees. Trompettefees, nog nie vervul nie. OK, dit kom nog. OK, ons verwag, die trompet gaan blaas, en Jesus gaan in die wolke verskyn, en ons gaan saam met hom. Yes, is julle opgewonde oor daai een? Yes, daar is hy. Vir Sondag, as ons Hebreërs lees, Jesus is ons hoëpriester. En hy staan in die tabernakel van die hemel, en hy is ons middelaar. Hy bring versoening tussen ons en God. Daar is hy, die Vader. Die laaste een is die Loofhuttefees. Kom nog. OK, nog nie vervul nie. Dan gaan ons party hou. OK. Fees vier in die hemel saam met die Here. OK. Kom ons kyk na ons eie lewe in hierdie feeste. Nou ek het gesê dis 'n padkaart. Volgende een. Wanneer ek tot bekering kom, waar begin my bekering? By die kruis. Die bloed van Jesus Christus wat my was, my skoon, maak my reinig. Ek sê nee vir sonde. Ek raak ontslaaf van die suurdeeg in my lewe. As ek gerook het, hou ek op rook. Te veel gedrink het, dan hou ek op drink. Raak ontslaaf van die sonde. Reg. Opstanding. Wanneer ek deur die doopwater gaan. OK, ek sterf saam met Jesus, ek is saam met hom opgewek. Wanneer ek deur die doopwater gaan. Kan julle die padkaart sien? OK, dan kom ek by die fees van weke. Is ek gevul met die Heilige Gees? Is ek gedoop met die Heilige Gees? Ek weet nie net van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is by my, hy's in my, hy's oor my, hy praat met my, hy wys my, hy waarsku my, daai verhouding met die Heilige Gees. Reg. Dan kom ons by Trompettefees, daai dag wat ons voorwag. Ons wag vir die trompet om te blaas, dat ons saam met Jesus kan wees. So ons is nou tussen die eerste 4 feeste. Dis waar ons lewe. En ons is op pad na die laaste 3 feeste. So ons moet die padkaart dophou. Het ek iewers van die pad af gegaan? Het ek iewers afgedwaal? Het ek die Heilige Gees agtergelos? Hy is nie meer deel van my lewe nie. Waar was ek nou? Wanneer ons by Pinkster kom en ons vier Pinksterfees, dan hernie ek my verhouding met die Heilige Gees. En ek kom terug waar ek moet wees. Vir Sondag, yes, ons wag vir daai dag, nee. Daar is the marriage supper of the Lamb wag vir ons. Daai dag wanneer ons Jesus gaan sien. En dan die Loofhuttefees. Bruilof. Ons gaan party hou, 'n hemelse party, nie 'n aardse party nie. OK. Gaan ons onthou hierdie 7 feeste? Dis my padkaart. Volgende een. Vandag vier ons die Eerstelingsgerfsfees, Ou Testament. Nuwe Testament praat ons van opstandingsfees. En in my lewe is dit 'n nuwe lewe wat die Here vir my gee. 'n Nuwe lewe. Gaan deur die doopwater. Die skrif sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Romeine 6 vers 4. Daar's ook 'n skrif wat sê, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in ons en ons lewe.
Kom ons dans. There is a river where goodness flows. There is a fountain that drowns sorrow. There is an ocean deeper than fear. The tide is rising, rising. There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 Break open prison doors. Set all the captives free. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the streets. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. We come alive in the river. 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 Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. 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 Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Okay, kom ons kyk na Johannes 21. Almal ken Petrus se lewe, nê? Ons ken sy verhaal. Waar was sy eerste ontmoeting met Jesus? Visvang vir Jesus. Hy was op die see van Galilea besig om vis te vang. Maar heel nag probeer visvang, niks gevang nie. Niks. En die oggend ontmoet hy vir Jesus. En Jesus sê vir hom, gooi die net aan die ander kant uit. En daar is 'n wonderwerk wat plaasvind. En Jesus sê vir hom, volg my. Nee, Jesus nooi hom om sy disipel te word. Hy sê, volg my.
En so volg Petrus vir Jesus vir 'n paar jaar. Hy sien die wonderwerke wat Jesus verrig. En Petrus was nou die een wat daai boldness gehad het. Ja, as die Here dit kan doen, kan ek dit ook doen. Hy klim uit die skytjie en hy loop op die water. Nee, hy het die Here gevolg. Hy het gesien die wonderwerke wat die Here verrig. Visse wat vermeerder, brood wat vermeerder, mense wat gesond word, dooies wat opgewek word. Hy sien al hierdie wonderwerke. En toe dit tyd word vir Jesus om aan die kruis te sterf, het hy dit aan sy disippels geopenbaar. En Petrus sê, maar Here, ek sal U nie los nie. Ek sal saam met U gaan. As U moet sterf, sal ek ook sterf. Ek gaan saam met U. En wat gebeur? 3 keer. 3 keer sê hy, maar ek ken hom nie. Ek ken nie hierdie man nie. Hierdie man wat julle wil kruisig, ek ken hom nie. En die haan kraai. Sjoe. Here, ek sal U volg. Ek sal doen wat U, maar wanneer dit moeilik raak, dan backtrack. Het is makliker om te backtrack, dit is te moeilik. I didn't sign up for this, dit is te moeilik vir my. Maar Jesus sterf, die 3de dag staan hy op. En hy verskyn aan sy disippels en hy wys vir hulle, ek lewe. En die 3de keer, toe hy aan hulle verskyn, vind dit weer plaas by die see van Galilea. Waar is Petrus? Viswaters. Nee, hy is besig om vis te vang. Heel nag deur probeer vis vang. Wat gebeur? Daar's niks. En Jesus staan en hy roep na hulle en hy sê, gooi die net aan die ander kant. En toe hulle dit doen, wat gebeur? Visse. En hulle besef dat dit Jesus is. En Jesus het vir hulle ontbyt voorberei. En Jesus praat met Petrus. Kom ons kyk wat sê hy vir Petrus. Ek lees vir julle van vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my lammers wei. Vers 16. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Vers 17. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geraak. Dit is nou die 3de keer dat die Here vra. En hy het mos nou gesê, hy is lief vir die Here. En hy antwoord, hy sê, ja Here, U weet dat ek U, nee. En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Okay. Petrus moes skuldig gevoel het, want hy het 3 keer gesê, hy ken nie die Here nie. En hier vra die Here nou vir hom, Petrus, het jy my lief? Maar in dit herstel die Here vir Petrus, want hy het hom lief. Ten spyte van wat hy gedoen het, het hy nog steeds die Here lief. Maar kom ons kyk, wat sê die Here? Die Here sê vir hom, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Die Here gee vir hom 'n opdrag. Die Here kom sê vir hom, die verhouding wat tussen my en jou is 'n verhouding van liefde. Maar nou moet jy daai liefde uitdra na jou naaste.
Is dit nie wat die Here vir ons sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So as jy my lief het, sal jy omsien na jou naaste. Klein ontdekking wat ek gemaak het. Vers 18. Die Here sê vir Petrus, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Volg my. Ek vra die vraag, maar was Petrus nie 'n volgeling van Jesus nie? Die eerste keer toe hulle ontmoet het, het Jesus vir hom gesê, volg my. En Petrus het sy goed net daar gelos en hy het die Here gevolg. Nie waar nie? Is dit nie staaks dat die Here weer vir hom sê, volg my? Jy sien, vir 3 jaar het Petrus die Here gevolg en verhouding gebou tussen hom en Jesus. Nee, daai liefdesverhouding, daai band tussen hom en Jesus het gegroei en gegroei vir 3 jaar. En nou sê die Here vir hom, laat my lammers wei. Nou moet jy uitgaan, volg my, doen wat ek gedoen het. Ek het gesterf vir my kinders. Jy moet bereid wees om te sterf vir jou naaste. Volg my. Jo, 'n moeilike een, maar dis haalbaar. Want Petrus was die een wat die woord, die evangelie, eerste versprei het tussen die nie-Jode. Nie waar nie? Terwyl hy met Jesus was, het hy net met die Jode te doen gehad. Maar Petrus is die eerste een om uit te gaan en die woord te verkondig tussen hulle wie nie Jode was nie. Awesome. As ons weer hierdie skrif kyk, haal vir Simon uit die prentjie uit. En die Here sê, Griekie, het jy my waarlik lief? As jy my waarlik lief het, sal jy my lammers laat wei. Jy sal na jou naaste toe gaan. Ek sê altyd, ons loop tussen die dooies. 'n Ou wat nog nie daai padkaart gekry het nie, 'n ou wat nog nie tot bekering gekom het nie, wat nog nie nuwe lewe in Jesus Christus gekry het nie. Waar gaan hy opeindig? As jy sien iemand is besig om te verdrink, wat gaan jy doen? Hy moet net aangaan met jou eie lewe? Nee, jy gaan iets doen om daai persoon te help. En net so moet ons, almal wat ons op ons pad kom, jou vriende, jou familie, mense by die werk, waar jy ook al kom, wie ook al die Here op jou pad stuur, moet jy hom help. Jy moet die evangelie aan hom verkondig. See what a morning, see what a morning, gloriously bright, with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes, tomb filled with light, as
sovereignty, honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him. Death is dead, love has won, Christ is conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. And we are raised with him. Death is dead, love has won, Christ is conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. Christ is risen from the dead. Een wonderlike voorreg om van môre net weer herinner te word. Soos die spreekwoord sê, waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Wie van u het 'n verwagting om Jesus te sien? Amen. En vandag, soos Grietjie gesê het, bevind ons onsself op daardie padkaart by die plek waar ons Jesus eer, dat hy dit vir ons moontlik gemaak het. Jy sien, die dood kon Jesus nie vashou nie. Die dood het geen vashou op hom gehad nie. En vandag het ons begin en ons het gekyk na Levitikus 23. Levitikus 23 waar die Here met Moses spreek en vir Moses sê om hierdie feeste te implementeer. En die Here sê vir hom, die Pasga moet gehou word, die ongesuurde brode en dan ook die fees wat ons vandag vier, die eerstelings Gersfees. En soos wat Grietjie tereg gesê het, het die Godse volk, wanneer hulle hierdie fees vier, gekom en dan het hulle daardie koringgerf, daardie aar gevat en gebeweeg voor die Here. Maar dit het ook 'n verdere stap gegaan. Hulle moes 'n lammetjie kry, 1 jaar oud, vlekkeloos, sonder sonde en dit ook offer. 'n eerste offer wat hulle vir die Here Jesus bring. Dan het ons gegaan verder en ons het gekyk na Matteus 26. Jesus wat met sy disippels praat en met hulle deel oor dit wat hy gaan doen, sy kruisiging en sy opstanding. En dan kom Jesus en hy breek die brood en hy sê vir hulle, hulle moet dit neem, hulle moet eet. Maar dan noem hy ook aan hulle, hy sê dis die laaste maal. Ek sal nie weer van hierdie beker drink en hierdie brood eet nie. Hoekom? Totdat daardie dag wat ek saam met julle in die koninkryk van my Vader sal wees. Dis Matteus 26 en dan het ons gestop by Matteus 28 waar Jesus opgestaan het, die dood oorwin het en die graf is leeg. Dan stap ons 'n bietjie verder en nou wil ek jy moet saam met my net vinnig luister. Matteus 28, Jesus opstanding, maar nou 1 Korintiërs 15 vers 20. 1 Korintiërs 15, 20 lees ons, hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Jesus is die een wat daai eerstelings gers, die profesie in die fees, tot vervulling gebring het. So vandag, wanneer ek en u deel het aan die liefdesverbondsmaal, 1 Korintiërs 11 leer ons, hy sê, ons herdenk dit wat hy vir ons kom doen het, dit wat hy vandag vir ons doen, en dit wat hy nog gaan doen. En daarom sê hy, ek en jy moet ondersoek instel, seker maak dat daar nie suurdeeg is, sonde is wat skeiding maak tussen ons en die Here nie, sodat wanneer ons deel het aan sy liggaam, wat volmaak is, wat heilig is, wat vlekkeloos is, soos daardie lammetjie, dat ons nie oordeel oor onsself neem nie. Met ander woorde, Jesus word vir my en jou die eersteling, die seun van God, en in hom lewe ek en u. En dan Romeine 6, waar hy sê, ek is dan saam met Christus gekruisig. Maar jy sien, dit bly nie net by die kruisiging nie, daar is 'n opstanding.
Daar's 'n herlewing wat plaasvind, want ek staan saam met Christus uit die dood uit op. En vanmôre wil ek vir u vra, voordat ons deel het aan die liefdesverbondsmaal, voordat ons deel het aan die liggaam van Christus, is jou saak reg met Jesus? En ek vra nie vanmôre, glo jy in Jesus nie? Ek glo ons almal hier glo in hom. Ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar jy sien wat ek vir jou wil vra vanmôre is, glo jy dat hy gekom het? Glo jy dat hy gesterf het? En glo jy vanmôre dat hy opgestaan het en dat hy lewe? Dat die dood hom nie kon terughou nie. As ek en u daardie belydenis kan maak, dat ek glo dit met my alles en ek staan saam met hom op, Romeine 6, dan is daar geen situasie, geen probleem, geen depressie, geen angs, geen vrees, geen siekte wat kan staan teen die opgestaande Jesus Christus se bloed nie. Sy bloed het geoffer, het betaal vir alles wat ons nodig het. Daardie dag toe Jesus sterf het hy gesê, dit is volbring. Hoekom kon hy dit sê? Want hy het al die feeste, en selfs dit wat nog gaan kom, en die 613 wette, wat geen mens kon vervul nie, het Jesus kom vervul en kom volmaak. En daarom sê hy, dit is volbring. In onsself? Nee, in Christus. Jy sien, Adam en Eva het die heerlikheid van God verloor toe hulle sonde doen. Jy het gehoor wat Jody gister gesê het. Maar toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê hy, alle mag, alle krag, alle autoriteit, alle heerskappy in die hemel, op die aarde, onder die aarde behoort aan hom. Met ander woorde, hy kom en hy kom herstel daardie beeld van God wat sonde ontbreek het, kom herstel Jesus vir jou en my. Daarom, vir die bruid van Christus, vir u en my, wanneer ons praat, dan is dit in die naam van Jesus. Wanneer ons bevryding doen en demone manifesteer, dan dryf ons hulle uit nie in ons krag nie, nie soos die 7 seuns van Skeba, wat duiwelbesweerders was nie, nee, in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, op sy woord moet hulle gehoorsaam wees, want ek spreek in die naam van Jesus. En daarom vir die kind van God, wanneer ons in sy naam spreek, Attie, is dit asof God homself praat. Dis wanneer die letter wat dood is lewend word. Hoekom? Want die Gees van die Here maak die letter wat dood is lewend. Hoekom noem ek dit vir u? Sien, die woord van die Here leer ons, hy sê ek sterf. En as ek dit in Engels kan sê, it's no longer I that lives, but Christ who lives in me. En as Christus in ons lewe, die hoop van heerlikheid, moet ek toelaat dat hy in en deur my spreek. En wat sê Johannes 1:1? Wie is die woord? Wie is die waarheid? Amen. Jesus is die woord. Met ander woorde, as hy in my is en ek bepyn sy woord, ek sterf in myself en ek bely Jesus, ek bely sy woord tot my omstandighede, tot daai graf waarvoor ek staan, voor daai dooie situasie, in die naam van Jesus moet dit gehoorsaam. Dit wat ek spreek, dit wat in lyn is met sy woord. So die alats met die kinders en die orkes het ons gevat op 'n reis vandag, 'n roete, waar ons gekyk het na die oorsprong, maar ook na die vervulling. En vandag, wanneer ek en u voor Jesus staan, wanneer ons deel het aan hierdie liefdesverbondsmaal, aan die brood van die lewe, dan vier ons nie net sy dood nie, hy sê sy dood totdat hy kom. Dood en opstanding. En gister was vir my 'n ernstige dag. En wat ek daarby bedoel is, ons harte was seer as ons herdenk aan die kruisiging, die doringkroon, die houe wat hy geslaan was. Roan het vir ons verduidelik en net weer herinner aan die 7 plekke waar sy bloed gevloei het. Om te dink dat hy sê een soos wie jy jou aangesig verberg,
Het jy al iemand aanskou wat so mishandel, seer, geslaan, doodgemaak is dat jy nie kan kyk nie? Weet jy, daardie dag toe Jesus aan die kruis hang, net een voorbeeld, as gevolg van die doringkroon wat in sy hoof ingekap was, daai gif in daai dorings, het sy hoof laat groei, of laat swel, dis wat ek wil sê, tot by die punte van sy skouer. Jy kon nie sy nek uitken nie, jy kon amper nie sy aangesig aanskou nie, vir een soos wie jy jou aangesig verberg. Een wit doring steek in my voet in, dan swel my voet op. Dink aan 'n doringkroon. Weet jy wat, Jesus het dit gedoen vir jou en my? So die kruis dra vandag nog net so baie krag. En nou, met baie respek, God wil hê ons moet deur die kruis beweeg na die opstanding. Want hy het opgestaan. En hy lewe. En daarom tereg sê die engel vir Maria Magdalena, waarvoor ween julle? Wat soek julle om hier by die graf? Die graf is leeg, hy het opgestaan. Soos hy gesê het. En weer later, net soos hy gesê het, ek kom weer terug. En ek gaan jou kom haal, sodat jy kan wees waar ek is. Dis waar ons onsself bevind. Is in hierdie tydperk waar die Gees en die bruid uitroep en sê, Jesus kom. 'n verwagting. Nou kan ek en jy saam met hom lewe. So terwyl ons u gaan bedien met die prosessie van die nagmaal, wil ek hê jy moet so 'n bietjie introspeksie doen. Jy moet so 'n bietjie nadink aan waar jy was, die oorsprong, en waarheen ons op pad is. Maar hier in die middel moet ons ook tot stilstand kom en seker maak, ons is nog op die regte pad. Is daar iets wat dalk skeiding maak? Is daar dalk iets wat maak dat ek nie die opstanding, die lewe, die vrymaking, die vrede, die hoop, die genesing, die volmaaktheid in my lewe ervaar nie? Laat ek dalk toe dat omstandighede, of iemand, of iets, my terughou. Dan sê die Here, moet ek myself op die proef stel. So terwyl ons voorberei en die tafel dien, reg kry, gaan so 'n bietjie terug en sê, Heilige Gees, as daar enige iets is wat skeiding maak, enige iets wat my verhoed om u volheid in my lewe te hê, om saam met u regtig op te kan staan en te lewe, Romeine 6, dan kies ek vandag weer opnuut om dit te kruisig. Dit kos dalk dat jy moet iemand vryspreek. Dit kos dalk dat jy iemand moet vergewe, wat bewustelik of onbewustelik iets teen aan jou gedoen het. En weet jy wat is een van die moeilikste dinge? Die wat al berading gedoen het, die sal saam met my stem, is om iemand te kry, om iemand vry te spreek en te vergewe wat klaar dood is. In ons kinderlewe het iemand jou dalk seer gemaak. Iemand het jou te nagekom. Jy sien, as ek iets teen Pieter het, dan kan ek na hom toe gaan. Die woord sê, en ek kan hom gaan vergewe, ek en hy kan vrede maak. Maar na wie toe gaan ek as daai persoon wat my seer gemaak het, dood is en hy lewe nie meer nie? As hy gesterf het. Dis hoe groot ons God is. Hy was daar toe dit gebeur het. En al wat jy kan doen is sê, Here, in my eie krag kan ek nie, maar in die naam van Jesus kies ek om Eben vry te spreek. Wie ook al die individu was. Kom ons neem nie oordeel en vloek oor onsself nie. Want wanneer ons vandag die liefdesverbondsmaal deel, die liggaam van Jesus, doen ons dit nie net uit tradisie nie, maar Jesus wat opgestaan het. En ek wil afsluit. Daardie dag, toe Jesus met sy disippels praat in Matteus 26, en Judas steek sy hand saam in, en hy neem die brood, en hy openbaar homself as die een wat Jesus gaan verraai, verlaat Judas die kamer, en Jesus praat met die disippels wat agterbly, die 11, en hy sê vir hulle, dis my liggaam, wat ek vir julle gee, dis my bloed, wat vir julle stort. En let mooi op wat sê, hy sê, dis die bloed van 'n nuwe testament.
Jy sien Moses deur die hulp van God, deur aanbeveling van God, kom stel die feeste in. Op God se aanbeveling. Jesus kom en hy kom stel die nagmaal in. Hy kom volmaak die fees, maar hy kom stel die nagmaal in. Sy liggaam en sy bloed, nie Moses nie. Jesus kom en bevestig dit. Jesus kom en sê, as jy deel van my het, as jy my brood eet, as jy my liggaam deelagtig word, as jy my bloed drink, word jy deel van my. Jesus kom stel dit in. En dan sê die woord, nadat hulle dit geneem het, het hulle met 'n loflied en 'n lofsang God geëer. In ander woorde, vandag moet hierdie vir ons ook 'n blye dag wees. Ook 'n lofsang en 'n loflied wees tot eer van die Here, want hy het opgestaan en hy lewe. Nou, ek verstaan, as jy voor 'n graf staan, dan is dit eina. Party van ons het daai innerlike worsteling, wat ander dalk nie eers van weet nie. Wat ons te skaam is om te bely dat almal dalk moet weet, maar binne is jy hartseer, binne is jy stikkend, binne staan jy voor die graf, maar ek wil jou aanmoedig, wanneer jy deel het aan sy liggaam, daar is krag in die bloed van Jesus, om te verlos, om vry te maak, om te red, om te genees. Hoekom? Want die dood kon hom nie vashou nie, hy lewe. So daar's geen situasie te groot vir Jesus nie. Dit kos dat jy dalk daai stap in geloof moet neem. Daardie dag toe Maria hulle die boodskap hoor, het hulle omgedraai, 'n stap in geloof geneem en gegaan na die ander disippels en vir hulle gaan sê, Jesus het opgestaan. Hulle het die woord van opstanding geglo. Hulle het nie meer geween by die graf nie. Hulle het Jesus gaan verwag, want hy het sê, ek kom. Ek en jy moet daai mind, daai verstand skuif, daai mind shift maak, van om te wag by die kruis, te wag by die graf, na opstaan en lewe saam met Jesus. Moet my nie verkeerd verstaan nie, die kruis dra nog steeds net soveel krag. Maar die opstanding maak die kruis die werklikheid. Want die dood kan hom nie hou nie. Daar's geen dooie situasie in jou lewe wat jou gaan terughou vandag nie. Geen situasie te groot, te donker, te negatief, te eina wat jou gaan hou by die graf nie. Staan op saam met Jesus en lewe saam met hom. Amen. My life is not my own. It belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans, 'cause I'm dying to myself so I can live for you. Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live for you. For my life is not my own. It belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans,
Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live for you. Cause I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you. So use me as you please, 'cause I belong to you. I belong to you. As gevolg van Jesus kan ek en u vandag sê ek behoort aan hom. Ek is sy bruid en hy is my bruidegom. En gister het ons 'n toneel gesien van die twee bruide. Een wat gereed was, een wat nie gereed was nie. Vandag sê ons, kom Jesus, ek is gereed. Hoekom kan ons dit sê? In geloof. Nie deur werke nie, deur die genade van Jesus Christus. Neem gou u Bybel saam met my. Laai saam met my net vinnig na die heel laaste hoofstuk in die Bybel. Die heel laaste boek, Openbaring. Die tweede laaste hoofstuk, Openbaring hoofstuk 21. Openbaring hoofstuk 21. Dit is waarheen ons op pad is. Dis waarna ons uitsien en dis wat ons vier. Openbaring 21 van vers 4. Hy sê, en God sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dit kan ek en u alreeds vandag ervaar, as gevolg van Jesus se opstanding. Ons weet dit verwys na die nuwe hemel, en dit waarheen ons op pad is, maar vir sy bruid het hy gesê, kom na my toe, soos jy is. En in Jesus, in sy liggaam, is daar nie meer trane nie. Is hy ons hoop. En dan sê hy in vers 5, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Sê saam met my, dit is verby. Weereens dit verwys na die wederkoms, waar ons saam met Jesus gaan wees vir ewig, maar ook vir u en my vandag as bruid, as Christen, kind van God, die dood, die eina, die seer is verby. Glo u dit vandag? As jy opstaan saam met hom, dan is daai dinge verby. Hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Dis die Gees van die Here, wat sy lewende water vir ons vandag lewend maak, deur Jesus Christus. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wie's vandag die kinders van God? Wie's vandag seun van God en dogter van God? Hoekom? Omdat Jesus opgestaan het. Omdat hy lewe. Nou vers 8, maar wat vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelaars, en die moordenaars, en die hoereerders, en die towenaars, en die afgodsdienaars. Hy sê, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal.
Dit is die tweede dood. Wanneer jy Jesus aanvaar het, en jy sterf in jouself, begin jou ewige lewe hier op aarde. Hoor mooi wat ek sê, die vlees gaan sterf, maar ons ewigheid begin, want ons stap net oor na ons vlees sterf, vir ewigheid, saam met God. So vir jou en my is die tweede dood nie regtig 'n dood nie. Dis 'n deur waardeur ons beweeg, van die aardse na die ewige. En ons almal gaan daai pad stap, en almal gaan deur daai deur moet gaan, solank as wat Jesus vertoef om te kom met die wegraping. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons deur stap, dat ons sal reg wees. Hoor wat sê vers nommer 9. Hy sê, en een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en sê, kom hierheen, en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Ek en u is die bruid, die vrou van die lam. En ons verwag ons bruidegom om enige oomblik terug te kom. Is ons gereed. Solank as wat hy vertoef, sê hy vir jou en my, staan op, lewe en wees lewe. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het lewe vir ons gebring. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek. En alhoewel ons die spreekwoord gebruik en sê, sy liggaam, die brood was gebreek, was daar nie een been in sy liggaam wat gebreek was nie. Amen. Gaan lees u woord. Die lam was geslag, maar geen been was gebreek nie. Sy liggaam vir u en my is vandag nog steeds heel. En alles wat ons nodig het, vind ons in sy liggaam. En soos wat hierdie brood gebreek word, simboliek, het Jesus die dood oorwin, deur sy vlees, deur die brood van die lewe. En soos wat hierdie beker sy bloed voorstel, is daar die bloed, 'n bloed van 'n Nuwe Testament. Jy het nie meer die bloed van stiere en bokke nodig nie. Met baie respek, jy het nie meer priesters nodig om vir jou versoening te bring nie. Ons het die hoëpriester, Jesus, die Christus. Die Griekse woord is Christos, the Christ and his anointing. Dis die salwing wat die juke verbreek en vernietig en verwoes. Dis sy liggaam, dis sy bloed. Ons wil u vandag bedien, ons gaan vra dat u dit gaan hou, dat ons dit saam in eenheid kan neem. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die mooie en die lieflike naam van Jesus, die Seun van God. Here, terwyl ek na hierdie ou broodjie kyk vanoggend in my hand, en hy's in stukkies gebreek, dan besef ons vanoggend die dierprys wat U vir ons elkeen betaal het. Here, daar was niks oor in U liggaam nie, want U het alles gegee, omdat U ons eerste lief gehad het. En Here, ek dank U vanoggend, dat daar nog steeds krag is in hierdie brood. Daar's nog steeds krag in hierdie bloed. U naam is oor ons elkeen uitgeroep. En ek is so dankbaar, Here, vir 'n oggend soos vanoggend, wat ons in 'n eenheid om die tafel kan sit. Ek is so dankbaar, Here, dat dit nog 'n dag nader is, wanneer ons ewigheid saam met U gaan wees. Waar U saam met ons weer deel gaan wees aan 'n tafel. Here, en ek wil vanoggend bid, opnuut sluit ons vanoggend 'n verbond met U. Here, opnuut het ons daai verwagting om U binnekort te sien. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons oog op U gefestig wees.
Here, want as ek kyk wat in die wêreld aangaan, dan raak ek opgewonde, want dis dinge wat in vervulling moet kom voor die wederkoms van die Here. En as ek sien hoe vinnig val dit in plek, dan kan ek net opkyk vanoggend en sê, Here, gee dat ons elkeen getrou sal wees, want binnekort gaan U kom. En Here, ek sien uit daarna, om U te kan sien van aangesig tot aangesig. Seën vanoggend hierdie broodjie en hierdie druiwesap aan ons elkeen se liggaam. En ek dank U vanoggend daarvoor. In die mooi naam van Jesus, die liefling van my siel. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך ויהונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום. Lord now bless you and keep you. May His face now shine upon you. May you show forth the light of His countenance. Blessed be the God of a